wat baie gepaard gaan met aanstoot natuurlik. Ek weet nie hoeveel weet wat daar aangaan nie. Hy het iets verkeerd gedoen, toe bring hy vir haar blomme. As sy weet, hy die blomme by die boy daar by die Stokstraat gekoop. Nie by 'n blommewinkel nie. Daai blomme het hom verleed, want is al heel dag in sy hand, dat is nie in die bak nie. So hy gee nie om nie, want het gaan nie oor die blomme nie. Hoeveel hy weet dit? Gaan nie in pensie hou. Goed, so, wil jy reg wees of wil jy gelukkig wees? Dis die titel van hierdie lesingkie. En dit is 'n baie goeie lesing. Ek het eendag gepreek oor dit, toe ek Deligus my gewys, die huwelikspaar moet hierby uitkom. So, ons gee die hele storie hierso ook van die vrou wat in egbreek gevang is. Julle ken die storie in die Bybel, dit is Johannes 8. Ek kan nie onthou nie. Ek gaan dit net sê. Maar hulle die priesters bring haar na Jesus toe en sê die wet van Moses sê ons hierdie vrou doodgooi met klippe want sy is 'n sondares. En Jesus natuurlik sê vir haar, jou slet. Hoekom het jy hierdie goed gedoen? Jy weet mos is verkeerd volgens die wet. Of het hy dit nie gesê nie? Wat het hy gedoen? Jesus sê vir die veel wat die sonde het, gooi die eerste klip. Maar Jesus teken met sy vinger in die grond. Hoekom? En hy preek onthou. Waarom het God die 10 gebooie geskryf? Hoekom? En hulle weet dit, omdat die priesters weet dit. Jesus skryf, hy wys hy is God. Hy het eintlik die wet geskryf om grace te gee. Hy het nie die wet geskryf mense te judge nie. Genade te gee. Hy skryf in die grond en Jesus sê vir die van julle wat die sonde het, die gooi die eerste klip. En almal van hulle gooi klippe neer. Hy sê die oudstes het hulle klippe eerste neergegooi op hom. Hy het ook bliklik al uit om sonde van homself gesien. En toe is almal weg en hy vra vir hom, waar is jou veroordelaars? Wat doen hy? Hy sê nie vir iets, hy vra vir haar 'n vraag. Hoekom vra hy vir die vraag? Baie belangrik, dat sy self insig kry. Waar is jou veroordelaars? Hulle is nie die Here. Wel dan veroordeel ek jou ook nie. Gaan en gaan sondig nie weer nie. Met ander woorde, dis die ander Maria wat Jesus gevolg het die res van haar lewe en sy was ook 'n disipelin van Jesus gewees, saam met Maria Magdalena. So terloops Maria Magdalena kom na Jesus toe en sy gooi die dierolie wat sy hart voor borduurwerk gedoen het, gooi sy op Jesus se voete uit. En die eienaar van die huis sê, weet Jesus nie, hier is 'n sondaar, hy is vrou nie. En sy gooi hierdie olie op sy voete uit. En die ander ou sê, maar ons kan hierdie dierolie, ons omtrent die jaar sy geld, sy salaris wat die olie gekos het. Ons kan hierdie olie verkoop en die geld vir die armes gee. Wat sê Jesus? Jesus sê nie vir haar, hoorie, 6 man, jy is die prostituut gewees, die gooi al hierdie olie op my voete uit. Waarom het sy die olie gekoop? Wat geld sy olie gekoop? Hoekom spreek haar nie aan nie? Want daai vrou het eerlik en opreg haar hele verlede by sy voete gaan uitstort. Dis wat dit eintlik is. Dis wat Jesus waardeer. En Maria Magdalena is Maria Magdalena gewees. Het Jesus gevolg die res van haar lewe. Want sy is ook 'n disipelin gewees. Prostituut. Dis nie amazing nie. Jesus veroordeel haar nie. Hy vergewe haar. Hoekom veroordeel ons mekaar nog? Kan ons nie vergewe nie. So wil jy reg wees of wil jy gelukkig wees? Want in baie gevalle kan nie albei wees nie. So, huweliksles oor aanstoot en nederigheid en die pad na vrede. Kom ons kyk na hierdie enetjie. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail.
Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail... See, you're not listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't... Manne, maak dit vir enigstens sin, daai storie. Vrouens, maak dit vir julle sin. Ja. Haar emosies, eerste. Haar gevoelens, eerste. Dit wil sy wil voel dat jy omgee deur haar emosies te valideer en geldig te verklaar wat sy voel is eerste. Gaan nie oor die spyker in die kop nie. Ons sal alles fix soos ons manne. Hulle raad gee. Ons sal vir hulle 'n oplossing gee. Soos oplossing mense. OK. Dan het dit daarna kyk. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. Daar's 'n keuse wat elke huwelik vorm. In elke huwelik kom 'n oomblik wanneer jy voor 'n eenvoudige maar lewensveranderende vraag te staan kom. Wil ek reg wees of wil ek gelukkig wees? So, nie omdat waarheid nie belangrik is nie, en dit is 'n feit, nie omdat waarheid nie belangrik is nie, maar omdat die manier waarop ons waarheid hanteer en reg wil wees, dikwels die verhouding breek. Die manier, ek wil my waarheid op jou afdwing. En ek wil hê dat jy moet submit aan my waarheid. So, was die priesters reg gewees dat die vrou moes doodgaan met klippe? Maar die wet van Moses sê so? Ja, dit was 100% reg. Maar ek dink as Jesus dit toegelaat het, dan het hy letterlik 'n evangelis verloor. Vrou verloor wat die koninkryk help hou. So, dikwels die verhouding, dikwels verbreek dit die verhouding waarin ons net daai waarheid afdwing. En die seetemperamente veral en die profetiese persone. Profete is wit en swart, julle weet dit, nee. Daar is nie 'n middeweg. So met ander woorde, het Jesus grys areas gehad. Ons het nou net gesien. Jesus het 'n grys area gehad, want liefde is eerste. Liefde, profetesie gaan ophou, tale gaan ophou, al die ander goed gaan ophou, wat bly oor? Liefde. Dis omdat liefde altyd aanhou, dat liefde eerste is. So jy kyk eers, gaan ek my vrou afbreek as daar nie 'n kataklismiese nagevolg is, hoekom moet ek die waarheid afdwing? Soos in die vrou in hierdie geval. Inteendeel, daar was 'n baie goeie voordeel gewees toe die vrou Jesus begin dien het, volg het. So aanstoot neem, dit sluit natuurlik aan by die aanstoot neem lesing. Aanstoot neem, verdedigingsgedrag en die drang om te bewys dat ek reg is die vinnigste manier om 'n huwelikse vrede te verstik. Wel waarsku jy sê hoor, trots kom voor 'n val. Want hoekom moet ek my waarheid op jou afdwing? Want ek is trots. En ek wil hê jy moet weet ek is in die waarheid en jy's onchristelik as jy nou nie die waarheid vat nie. En ja, soos net gesê het ook, daar's waarhede wat natuurlik nie verander kan word nie, maar as jy 'n kataklismiese nagevolg het of daar kan 'n positiewe uitkoms wees, hoekom hamer op die waarheid? Goed. Hy sê want om reg te wees, voed trots. Maar om gelukkig te wees, bou liefde. Soos goue bousteentjies wat jy in julle liefdesverhouding insit. Waar hierdie waarheid ding, breek al daai steentjies af. Breek die persoon se integriteit af, breek die persoon se waardes af. Partykeer is ding vir jou die waarheid wat nie noodwendig vir die ander 'n waarheid is nie.
So, die drang om reg te wees, kom voor, die drang om reg te wees, ekskuus, waar kom dit nou vandaan? Nommer 1, trots. Wanneer ek moet wen, moet oorheers, moet bewys, moet verduidelik, word ek blind vir die hart van my maat. En dis hoekom, baie keer, as 'n vrou byvoorbeeld 'n man aanvat oor iets, dan gaan hy 10 verduidelikings gee, hoekom nie so is nie. Of hy gaan 'n sekere reaksie het, of spring weghardloop. Want hy is te trots om te erken, ek was eintlik nou 'n sot gewees om hierdie ding te doen. En dan sê dit alles wat ek was daar gewees, glo vir my. Ek moet baie eerlik erken, ek was daar gewees. So word ek blind vir die hart van my maat, die oomblik wanneer ek dit so afdwing. 1 Korintiërs 13 vers 4 praat van die liefde en wat die liefde doen. Die liefde is nie verwaand nie. So as ek die waarheid wil doen, gaan ek dit met soveel liefde en sorg doen, dat my maat eintlik nie geaffronteer voel nie, as ons daai waarheid moet vat. Natuurlik moet ons een of ander tyd dit aanspreek. Maar as ons daai waarheid vat, en ons gaan dit aanspreek, moet dit natuurlik in liefde ook wees. So, vrees. Baie stryd spruit uit vrees om nie gehoor of gerespekteer te word nie. Baie van dit. 2 Timoteus 1:7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag. Kyk, daar kom liefde weer by. Selfs by vrees kom liefde by. Want as jy liefde gee, dan kan jy dit wat jy vrees oorheers. Ten alle koste. Soos, dat is baie keer wat ons goed, byvoorbeeld, kom ons sê nou maar, moet aankoop. En dan vat ek die besluit, natuurlik vra ek die Heilige Gees, moet ons hierdie ding aankoop, is dit belangrik vir nou? As die Heilige Gees my sê ja, en baie keer, want Sarit hou die boeke dop, ons het natuurlik ouditeur wat al die boeke ons doen, en baie keer dan sê sy, weet jy wat, ek weet nie of ons hierdie ding regtig nou moet koop nie, maar volgens my het ons dit regtig nodig. En my vrou sal nie, gaan sê, ja maar, hier is nou die bewyse, ek meen, dis nou die waarheid. Ons het nie geld meer goed te koop nie, wat van die en dit. En jy gaan baie onverantwoordelik wees, want ek het met die Heilige Gees gehoor. En die oomblik as ons dit koop, is dit die wonderlikste ding, ewe skielik is daai spesifiek iets wat ons koop, die waardevolste ding wat ons implementeer om 'n voordeel vir die koninkryk en vir die mense hierso, want meeste van die tyd is dit maar vir dinge hierso, jy sien, baie van die goed wat ons hierso het is baie tegnologie en tegnologiese vorder ook. En dit gaan daaroor dat wanneer ons 'n oortuiging het, en nie noodwendig reg volgens finansiële standaarde nie, maar is reg volgens dit wat moet funksioneer nie, kom ons sê maar in die koninkryk, vat net 'n voorbeeld. En die ander persoon gaan akkoord daarmee, dan het die ander persoon ook ek wil omsê die beloning wat uit dit uitsprei. En feite. Maak dit vir julle sin. Dit gaan in 'n huishouding en die huishouding se geld koop. Ons kan nie nou vakansie hou nie. Ons het nie geld nie. Ons moet ons bande koop. Wat is belangriker? Hoeveel liefde gaan jy die bande uitkry? Hoeveel van die vreugde wat jy en jou kinders kon gehad het met vakansie en nagedagtenisse wat hulle kon gebou het met die vakansie is gekanseleer omdat jy nou met bande koop. Maar as die bande is nie regtig nodig nie, jy kan nog paar duisend kilos ry met die bande. En dis waar daar soveel negatiewe oortuigings plaas in die huwelik en dit veroorsaak baie ongeluk, al finansies. En dit is waar vrees kom in, en weet jy, die Bybel sê, wat jy vrees gaan oor jy kom. So ek vrees dat ek word 'n miljonair, dis al. So, as ons na die Bybelse insigte kyk, dan kyk hoe Jesus optree, baie van sy optree. Ek meen, dis die waarheid dat Lazarus is al 3 dae dood. Jesus sê vir sy disippels, ek gaan vir Lazarus uit die dood uit opwek. Hy kom by Martha en Maria. Hy het met Martha hierdie gesprek oor die hiernamaals. Hy het met Maria, hy het net saam met haar. Hy weet, hy gaan nou net vir Lazarus uit die dood opwek, maar hy gaan Maria, hoekom? Want die liefde is groter
as die waarheid dat hy oor 2 ure gaan opwerk. Ag, laastens oor 2 ure gaan opwerk. Kan julle die prentjie sien? Goed. So aanstoot soos reeds behandel het. Die oomblik wanneer ek aanstoot neem, verander ek die huweliksmaat na vyand. So met ander woorde, my huweliksmaat word die vyand. Ek veg nou vir myself, nie vir ons huwelik nie vir ons verhouding nie vir ons liefde nie. So, daai skrif in Matteus 24 wat ek net van gepraat het, en is juist omdat die Bybel sê wanneer die liefde verkoel gebeur hierdie goed. Dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Dis wanneer die liefde verkoel. Die oomblik as liefde gaan, dan kom hierdie goed na vore. Het julle al gesien hoe huweliksmaats wat geskei is mekaar in die hof uithaal? Ons sal selfs die kinders gebruik as pionne om mekaar om weerwraak uit te oefen teenoor mekaar, want hulle vat offens. Goed, so gelukkig wees vereis nederigheid. So nederigheid beteken nie jy gee oor of jy verloor nie. Dit beteken jy kies die verhouding bo die argument. Jy kies liefde bo die argument. Jy kies liefde bo jou reg om reg te wees. Jesus sê, salig is die wat? Vredemakers. So, nie die regmakers nie, of die wat reg is nie, die wat, man, ek is altyd reg. Hy sê, maar salig is die vredemakers. En wat is die vredemakers? Dat hulle baie keer met genade het vir sekere goed. So, Jesus het die vrou van, wat ek daai het julle genoem, so, die evangelie toneel, sy was heeltemal verkeerd en sondig, die fariseërs was reg volgens wet, maar Jesus wys 'n groter waarheid. Die sonde is vir die eerste klip. Jesus kies genade bo vervolging en Jesus kies herstel. Jesus kies herstel bo bewys. In ander woorde, Jesus kies om hierdie vrou sy sonde te vergewe en ek glo sy is genees ook van wat ook al dit veroorsaak het. En sy liefde het veroorsaak dat sy om gedien het vir die res van haar lewe. Jesus kies liefde bo beskuldiging. Wat kies jy? Dit is nie klaar nie. Wat Jesus hier wys vir ons, jy kan 100% reg wees, maar 100% verkeerd in die hart. Die manier hoe jy die reg laat uitkom, is 100% verkeerd. En die oomblik as dit met 'n arrogansie is, dan is nog natuurlik erger. Herstel is belangriker as om 'n punt te wen. 'n Maat wat geliefd is, verander en voel waardevol. Veral as jy kan praat oor en sê, weet jy wat, dit het nou gebeur, dit is die waarheid, kom ons vergewe en spreek vry, en ons gaan aan. 'n Maat wat veroordeel is, verhard haar hart en voel verwerp. Maak dit sin? Het jy al so gevoel? Dit nie antwoord te stem nie. So waarom gelukkig wees beter is as om reg te wees? Nommer 1, reg wees gee die oorwinning, gelukkig wees gee die toekoms. 'n Toekoms vooruitsig. Jesus sien daai vrou se toekoms en wat haar potensiaal is. Nie dit wat hy nou hierso moet meer met 'n bokshandskoene bykom nie. Spreuke 17:1 sê, beter is 'n stuk droë brood en rus daarby as 'n huis vol offermaaltye en getwis. Short and sweet. Ek het daai vers gelees. Beter is 'n stuk droë brood en rus daarby as 'n huis vol offermaaltye met getwis. En partykeer twis hulle, regtig man en vrou oor die kleinste, domste goedjies. Stop dit vandag sommer nog. En kry jou huwelik by die liefdespaadjie eerder as by die ek wil reg wees paadjie. OK. Nommer 2, reg wees bou afstand, gelukkig wees bou intimiteit. Efesiërs 4:1 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar met liefde verdra. So, nommer 3, reg wees voed trots en ego, gelukkig wees voed liefde. Voed liefde. 1 Korintiërs 13:4-7 sê, liefde soek nie sy eie belang nie. So as liefde nie sy eie belang soek nie, kom jy reg wees. As dit nie kataklismiese nagevolg gaan hê.
4. Reg wees laat jou wen. Gelukkig wees laat jou albei wen. Ek is reg. Die vloere is vuil. Maar kom ons gaan geniet mekaar aan die sitkamer eerder. Kyk môre na die vloere. Ek sien daai ding oor. Met liefde. Want ek weet, waar ons nou mop gaan gryp en allerhande goed gaan gryp en die vloere gaan mop, gaan 3 ure wees. Waar ons nou 3 ure in mekaar se teenwoordigheid kan spandeer en môre dit regmaak. Dis min of meer dit. Prediker 4:9 sê 2 is beter as 1. Want dit is 'n goeie beloning vir hulle moeite van arbeid, sê res van daai vers. In ander woorde, is 2 beter as 1, is 2 wat in eenheid staan. Hier is nie net 2 random mense nie, is 2 mense, 'n paar wat in eenheid staan, is beter as 1. Want dit is 'n goeie beloning vir hulle moeite van arbeid. Natuurlik, die moeitevolle arbeid wat jy hier so insit, is dit wat jou 'n volgende stap in jou huwelik ook gaan gee natuurlik, né? 5. Reg wees sluit die hart, gelukkig wees maak dit oop. Reg wees sluit die hart toe, met 'n slot. Maar gelukkig wees en vreugde uit te straal, ten spyte van my maat wat dalk iets verkeerd kan doen, maak die hart oop. Want jy gee genade. Genade maak altyd iemand se hart oop. Altyd, altyd, altyd. Jesus se genade, kyk hoeveel duisende miljoene mense, biljoene al, het mense se harte oopmaak vir Jesus, omdat hy genade gegee het. Vir vuil sondaars, moordenaars. Paulus was 'n moordenaar gewees. Hy het Christene doodgemaak. Jesus se genade was genoeg daarvoor gewees. Goed, so Spreuke 5 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. 'n Sagte antwoord. En jy kan dit sommer daar in die boekie ook skryf of ernstig, om die volgende woorde te sê. Ek stem glad nie saam met jou nie. Ek voel dit nog gebeur in jou huwelik. Die oor kan sê, ek stem glad nie saam met jou nie, wat doen jy? Jy bring divisie. Jy bring dadelik afstand. Jy bring dadelik 'n gevoel dat die ander persoon het nie eens 'n regte opinie nie. Want jy gaan dit nie aanvaar nie. Ons kan nie eens praat daaroor nie. Ek stem glad nie saam. So, as iemand vir jou sê, ek glo nie in God nie, of ek glo nie in die Bybel nie, want die Bybel is deur soveel mense geskryf. Stem jy saam of nie? So wat gaan jy sê? Want jy mag nie sê ek stem saam nie. Jy mag nie sê, ek stem glad nie saam nie. Getrouwd met die persoon. As ek nie is hier, Kom sê, dit is 'n random persoon. Ek stem 100% saam met jou dat die Bybel deur baie mense geskryf is. Maar almal van ons inspireer met die Heilige Gees. Dink jy die Heilige Gees kan jou? En ek het baie self tieners hierdie vraag gevra. En net daar so draai hulle om. Goed. So. Nommer 5. Wil ek die huwelik waar albei wil reg wees? Dis nou, twee B-temperament wat getroud is. Dis nog wel 'n geveg daai hoor. Konstante verdediging, al het eintlik al twee verdedigingswapenrustings aan, en dis nie die geeswapenrusting. Stilte en terugtrekking of onttrekking, teruggetrokkenheid selfs. Wrokkoestering, die Engels woord resentment. Koue liefde. Dis nie like koue liefde. Sy bring vir jou koffie, maar my net asseblief om my vat nie. Dis koue liefde. Dan vir jou warm koffie. Wat erns. Verloor respek. En dit is net so. Ons verloor respek vir mekaar as ons aanhoudend my opinies op ander afdring. Dit breek intimiteit. Maar die ding is, wat is nie nodig vir intimiteit om te werk? Genade, vrede, liefde vir mekaar, belê in mekaar se emosionele sienswyses en mekaar se emosionele behoeftes om die ander ene groter te sien as jouself en die ander ene te bevoordeel bo jouself. Dis wat liefde is. Goed word 'n scorebord huweliksverhouding. Ons hou score hier so teen mekaar. Weet jy het gister dit gedoen en nou doen ek dit teenoor jou. Vergifnis word skaars
en aanstoot word die standaard emosie in daai verhouding. Dit is nie 'n huwelik van eenheid nie, dit is 'n oorlog van egos. Dat gaan dit wees het. Dit is nie 'n huwelik van eenheid en liefde nie, dit is 'n ego wat ek wil reg wees van egos. En dan staan daai ego as jy 'n goeie huwelik wil hê. Dat gaan dit en buig op nie en doen hierdie goedjies wat ons nou vir jou begin leer om te doen ook. Goed, so hoe lyk 'n huwelik waar mense eerder gelukkig as reg wil wees? Daar's sagtheid. Daar's verdraagsaamheid. Daar's empatiese houding teenoor mekaar. In ander woorde, hulle kan assosieer met die persoon se gevoelens en hoekom sê jy 10 km gery? 100 km gery, maar waarskynlik net 10 km. Ek verstaan, dit was 'n baie grove pad gewees en het jou stukkend geskit, het gevoel soos 100 km. Maar die feit is net 10 km. En ek gaan nie daaroor worry nie. Maak dit sin? Aktief luister, dit beteken jy gaan deelneem om te luister en neem ons deel. As iemand praat, as jy aktief luister, jy vra oor die persoon en ons gaan net gaan op daai uitkom waar ons gaan kommunikasie beginsel leer wat jy nooit gaan vergeet nie. Eer mekaar, in ander woorde daai hoogverhewe respek vir mekaar wat ons moet hê. Respekteer mekaar se sienswyses. 'n veilige omgewing om jou hart te deel. Konflik verander in oplossings eerder as 'n katastrofe. Vergifnis word vinnig gegee en word 'n standaard. Môre as ons môre begin ons 'n clean slate want ons het gisterand voor ons gaan slaap het al vergewe. Liefde word diep ervaar en dit is 'n huwelik waar Christus, luister baie mooi, sy persoonlikheid vorm aanneem. Dis 'n huwelik waar Christus sy persoonlikheid vorm aanneem. Goed. 7, die eerste deel van 7, praktiese sleutels om gelukkig te wees. Ons kyk wat is die sleutels daarvan. So, selfs wanneer jy reg is, kies jou gevegte. Met ander woorde, hierdie is nie nou ek en jou se geveg nie. Kom ons staan in eenheid en ons veg teen die ander goed wat verkeerd is. Nie alles is oorlogmateriaal nie. Spreuke 19:11 sê vir ons die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig. En dit is vir hom 'n eer om die oortreding te vergewe. Dit was net ook gesê. Dis 'n eer, dis regtig 'n geestelike eer ook om 'n oortreding te vergewe. En oortreding vergewe beteken nie stem saam met die oortreding, dit beteken net ek sny myself af dat ons 'n toekoms kan bou en liefde vir mekaar kan wys, genade vir mekaar kan gee. Ek praat in 'n huwelikskonteks hierso. So vra eerder, help dit ons die en dit in hierdie gesprek, as wat jy sê, bewys dit my punt. Ek wil my punt bewys. Ek wil sê wat ek wil sê. En luister nou wat ek vir jou sê, want ek is die baas. Wie is die baas? Jakobus 3:18 sê, die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Die wat? Die vrug van geregtigheid. En wat is geregtigheid? Geregtigheid is wanneer jy in die moeilikheid is en jou maat kan jou ook help en bystaan al is jy verkeerd nie is die moeilikheid. By iets of iemand anders. Dan help jou maat en sy of hy staan jou by en help jou en is daar vir jou al is jy verkeerd. En dit gebeur so. Wees stadig om aanstoot te neem, stadig om kwaad te word. Jakobus 1:19 sê, sodat my geliefde broeders, elkeen moet gou wees om te hoor, stadig om kwaad te wees, stadig om toornig te word. Stadig om te praat, stadig om toornig te word. So die Bybel het vir ons sê, beteken dit is 'n goue reël en 'n sleutel vir suksesvolle kommunikasie. En as dit ons sleutel tot suksesvolle kommunikasie is, beteken dit letterlik ons kan hierdie sleutel vat en ons kan 'n toekoms daarmee bou. Ons kan, dit is soos 'n goue plaveisel wat jy het om alles, jou hele pad uit te plavei na die beter plekke toe in die lewe. En 'n pad met potholes en grondpad en klomp waterplasse daarin, is baie moeilik om by jou bestemming uit te kom.
maar jy kies om hierdie goue boustietjies wat jy hierdie naweek kry, te vat en jou lewenspaadjie uit te lê, en die lewenspaadjie van die maat selfs uit te lê. En julle daai vrede en liefde en werklike respek en eerbied by die regte plekke uitkom, eerder as om in 'n vervalle plek te beland uiteindelik. Want dis waar die potholsmens lê. Kom ons kyk na 7b, praktiese sleutels om gelukkig te wees, selfs wanneer jy reg is. Dis die B-gedeelte, sê dit sag en vredevol wanneer jy reg is. Wanneer dit moet sê, wanneer daar verandering moet plaasvind, want die ander is nou regtig verkeerd geweest en dit het 'n negatiewe nagevolg, dit regtig 'n slegte nagevolg. Hoe hanteer ek dit? Sag en vredevol. En wat doen ek? Ek vra dat die ander persoon kan uitvind hoekom hulle verkeerd is, eerder as wat my opinie gee. Jy is verkeerd omdat jy dit en dit gedoen het. My liefie, wat dink jy is die nagevolg daarvan om hierdie spesifieke ding te doen? Of om hierdie rigting te gaan? Of wat dink jy gaan die nagevolg wees as ons nou geld uitgee en ons wil eintlik graag die einde van die maand op vakansie gaan? Laat hy antwoord. Die oomblik as hy antwoord, onthou, die oomblik as iemand antwoord, moet hulle verantwoordelikheid vat vir die antwoord. Dit is altyd so. Selfs vir kinders. Baie ouers, ons het ook gedoen. Sê vir die kinders, moenie dit nie, moenie dit nie, moenie die nie, moenie daai nie. Hulle hoor nie eens meer die moenie nie, want jou brein raak so immuun teen moenie. Jy sê vir die kind, wat dink jy gaan gebeur as jy daai spesifieke ding doen wat ek jou sê het om nie te doen? Wat dink jy gaan gebeur? Wat gaan die nagevolg wees? As jy aan teen die warmplaat gaan sit, wat dink jy gaan gebeur? So, ek dink my hand gaan op blaas brand. Die oomblik as hy dit sê, dan vat hy verantwoordelikheid om dit nie te doen nie, want hy besef die nagevolge. Kyk, goed, so praktiese sleutels nommer 2, nommer B. Sê dit sag en vredevol wanneer jy reg is. En as jy dit nou moet opper, want ons het dit net ook gesê, Spreuke 15 vers 1 sê, sagte antwoord keer die grimmigheid af. Die sagte antwoord keer die grimmigheid af. Nie jy moet bykom nie, vrouwmens. Herinner jou hart, dit is my maat, nie my vijand nie. En ook jou kop, want baie keer is dit so as mens goed in jou verlede het, of in 'n vorige huwelik, of in 'n vorige verhouding wat vrot geloop het, of selfs as kind in die kindertyd, kan die kop eintlik vir jou sê, weet jy, ek moet eintlik my vrou, ek moet baie versigtig wees, want sy gaan baie groot skade aan my aanrig. Nou dikteer hy elke dingetjie. Of dissekteer hy elke dingetjie wat sy sê op dit. Wat nie waar is dit menig nie. Goed, Efesiërs 4:2, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl hulle mekaar met, of in liefde verdra. Weer eens, die liefde is altyd primêr. As jy nie liefde het, of uitspreek, of doen, en selfs in konfliksituasie nie, dan beteken jy leef nie Jesus se karakter uit nie. Wie veel is nie Christen nie, steek op jou hand. Julle online, wie veel daar soos die Christen nie, wie veel is daar wat glad nie Christelike beginsels het nie. En as jy het, dan moet jy weet, ons moet Jesus se karakter uitleef, né? So skyn van aanval na begrip. Filippense 2:3 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit eer, maar in nederigheid moet die een die ander hoor as homself. Julle moet nie elkeen sy eie belange omsien nie, maar elkeen na die ander se belange, want dat gebeur sê, na die vrou se belange omsien. Dan gaan sy uit haar pad uitgaan om jou te help, om jou by te staan, om jou lief te hê, om jou natuurlik die guns te gee wat jy ook nodig het. En dis omdat mekaar begin ophou om vir mekaar dinge te doen en te wees dat die huwelikheid mekaar uitspat. En ek voel geafronteerd, ek voel offended en nou gaan ek dit aan jou ook doen. En ook as ek die teendeel kan doen, dan begin ek wen, en ek begin veld, en kort voorlang, veral as al wantrouwe in 'n verhouding is, kort voorlang begin jy wat wantrouwe wel het, omdraai en sien, wauw, hierdie maat my doen regtig alles in sy vermoë, of hy of haar vermoë,
om my by die plek te kry waar ek uiteraard deel kan wees van my maat se lewe. En dis wat ons wil wees, ons wil deel wees van mekaar se lewens. En jy gaan nie deel wees van mekaar se lewe as jy veg nie. Vyande was nog nooit in mekaar se huise geslaap nie. En vyande slaap nie in mekaar se bedde nie. Ook die vyande gesien om mekaar se bedde te slaap. Nee. En nou wil mans gou vinnig opmaak, net voor hulle gaan slaap, nee. Dit vir vanaand se lesing. Goed, selftoetsie. Ek dink die selftoetsie is ook in jou boek, want ons kyk gaan na selftoetsie. Wil ek reg is of verkeerd wees, die vraag is, nommer 1. En weer eens evalueer jouself. En jy gaan 'n coin kry as jy eerlik is. Nommer 1, ek wil graag die laaste woord in kry. En dan net wees net eerlik. As dit jy is, doen dit. Sê net ja. Werk dit. Nommer 2, ek voel ongemaklik wanneer ek nie kan wys ek is reg nie. Of myself verduidelik dat ek reg is nie. Wanneer my maat verskil, ervaar ek dit as kritiek. Kritiek wees. Ek vind dit moeilik om te erken wanneer ek verkeerd is. 5. Ek voel soms dat liefde minder belangrik is as die waarheid. Dit geldt met mense kinders ook, né? Hierdie goed projekteer net so na mense kinders toe ook. Ek raak vinnig defensief wanneer ek misverstaan word, so ek verdedig myself. Ek hou 'n boek van wanneer ek reg was. Ek weet nie meer van 'n boek nie, maar in die kop, en ek weet daar's vrouens wat journal oor die goed. Nommer 8, ek voel ek verloor waardigheid wanneer ek toegee. Ek verloor waardigheid wanneer ek toegee. En dit, jy kan net daar in hakies skryf, 'n trotse mens. 'n trotse mens voel hulle verloor waarde. En dit is regtig nie so, dis eintlik die grootste leer. 9, ek voel my maat moet verstaan waarom ek reg is. My maat verstaan waarom ek reg is. Daarom gaan ek 10 verduidelikings gee hoekom ek reg is. En ek gaan nog vir ChatGPT ook vra. Want ChatGPT kan ons nie verkeerd wees nie. Nee, vra vir die Heilige Gees. Ek voel meer verlig wanneer ek wen as wanneer ek vrede maak. Weer temperamente. Sou jy dit. Jy kan dit afneem as jy wil. Ons gaan afval vir jou die slide, ek gaan dit oorste PDF met vir julle te stuur. Ek wil graag net hierdie moet regtig vir almal van julle 'n volgende vlak huwelik gee. 'n funksionerende huwelik gee. Goed. En jy merk dit natuurlik met 1, 2, 3, 1, 2, 3, soos voorheen. Waar 0 glad nie is, 1 'n bietjie waar, 2 gereeld waar en 3 baie waar. As hierdie goed is wat ek agtergekom het ook, is dit wat huwelike uit mekaar het laat spat. As ons hierdie goed toelaat om verder te groei, verder te knaag aan ons liefde en ons vertroue vir mekaar en ons blydskap en ons huwelik, geluk en ons liefde vir mekaar en so meer. Goed, het julle almal dit? So as julle klaar is, draai om, wys vir jou vrou of jou man en lees gou vinnig daardeur en kyk of hy sy eerlik was, het gee 'n coin. As hy poging aangewend om eerlik te wees, volgens jou opinie, dan gee hom 'n silwer een. As hy regtig eerlik is, dan gee hom 'n goue een. As hy glad nie eerlik is, dan gee hom niks. Ook nie vanaand nie. Hou om, kyk op mekaar se antwoorde en kyk of jy voel jou maat was eerlik genoeg gewees. En niks sê nie. Gaan jy sê, jy is glad nie eerlik hierso nie. Jy het hom reg wees. Nou die lesing. Gee net 'n coin as jy dink, okay, ek dink hy is nogal redelijk eerlik of silver coin het probeer.
So telling 0 tot 10, jy kies meestal geluk bo reg wees. Jou hart is sag en volwasse. 11 tot 20, vrou moet trots wees op jou. 11 tot 20, soms soek jy reg wees, soms geluk. Om te groei in sagtheid, sal die huwelik grootliks help. 21 tot 30, die drang om reg te wees, beïnvloed jou verhouding. Stem julle saam. Dan kan jou vriende, wil ek weet julle is okay. 31 tot 40, jou behoefte om reg te wees verhinder vrede, gee aanstoot en konflik word makliker, of gebeur makliker. Nou is dit 'n groot skuif nodig om jou na daai plek te bring, waar hy verandering kan plaasvind. So, om te hou 'n paar goedjies, as jy nie so goed gevaar het nie, dan ons gaan net nou so 'n breë kans gee as ek by die vraaggedeelte inkom. Goed, almal reg. So, Jesus, daai slotgedeelte. Ek veroordeel jou ook nie, gaan jy in sondig mee nie. So, hy het haar nie reg gehelp nie, hy het haar herstel. Dan is reg gehelp nie. Sy het geweet sy sondig. Hy het haar herstel, hy het haar lief gehad. Dis was my mooiste ooit. Daai skrifgedeelte is my, dit staan vir my baie uit. So, hy het die weg gekies wat lewe bring. Mag jy ook die pad van geluk, vrede en liefde kies, bo die drang om altyd reg te wees. Dis die manier waarop Christus sy bruid hanteer. En wie van julle weet, ons is baie keer verkeerd voor die Here. Ry beteken oorloop word. Stel iemand anders lewe in gevaar. Wat ek doen die Here? Hy het sy oor toe nie. Hy stuur die engel om jou te help, dat jy in 'n ongeluk kom nie. Maar jy is verkeerd gewees. Maak dit vir julle sin? So doen wat Jesus gedoen het. En dit beteken ons kyk na hoe ons huwelik hanteer. En natuurlik met kinders, wat hierdie vloei deur na ons kinders toe.